was reg, dit was 1989, 90 en 91. En in 1991, hier in Mei maand, het ek 'n beroep gekry na die Volle Evangelie Kerk toe in Trichardt, waar ek begin het, is ook waar ek klaar gemaak het. Ek was nie die hele tyd daar nie, na 31 jaar in die bediening omgewing van die Volle Evangelie Kerk, waarvoor ek die Here baie dank, het my baie geleer, ek het baie ervaar, en ek sal altyd dankbaar bly vir daardie ervaring. En nou vind ons onsself in Mosselbaai, gemeenteplant, en ek kan so baie by julle leer, al so baie by Flip geleer, deur net te sit en te luister, oor hoe geloof lyk, hoe geloof regtig lyk, want as jy in 'n pastorie bly, en jy het 'n kerkraad wat jy irriteer, of jou irriteer, ek weet nie wat moet ons eers doen nie, maar terwille van die py bly albei stil, maar dit gee daarom so 'n bietjie sekuriteit, jy weet so, jy moet die koeie wat goeie melk gee, goeie gras gee, dis die goedjies wat jy hoor, of dit reg is weet ek nie, want ons werk eintlik met skape, hulle bler soos skape, maar, of ek kan sê hulle lyk soos skape, maar die goed bler soos bokke, maar het gebeur gelukkig nie hier nie, gebeur gelukkig nie hier nie, en dan begin jy nou in die geloof uitbeweeg, en dan moet jy jou pastorie betaal, en dan moet jy sê, die Here het my gelei, en nou is ons hier in al hierdie wonderlike goed wat gebeur, en ons was in die bediening in baie gemeentes gewees, my van is die jager, so ek sit nie stil nie, jy weet, mense sal nie sê ek beweeg baie as jy na my lyf kyk, maar, as jy in die binnekant van my is daar atleet, maar as hy sy mond oopmaak, voer ek om 'n chocolate, en sê, sit net stil, jy gaan jouself seer maak. Dit was in baie gemeentes gewees, en op 'n stadium het iemand my gespot en vir my gesê, Philip, dis nie die Here wat jou stuur nie, klik my 'n sjant jou rond, en dis nie waar nie, dis glad nie waar nie, maar deur al hierdie verskillende momente, het 'n mens sekere hanteringsmeganismes geleer, seker goed geleer om die lewe mee te hanteer, dit ons baie aanpasbaar gemaak, en om regtig te verstaan, that the will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you, en God het ons nie geroep en ons gelos nie, en hoe wonderlik dat dit die waarheid is, dat God nie net sogenaamd predikante geroep het nie. Want dit is 'n besondere roeping om 'n groep mense te kan lei, en dankie vir die mooi manier waarop julle ondersteun, en waarby julle inkoop by 'n visie en by 'n droom, maar is dit nie wonderlik nie, dat daarvan ons almal gesê word, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat ons uit die duisternis geroep het tot die wonderbare lig, die lig wat ons sien in Jesus Christus, en sy lig sien ons die lig. En God wil jou gebruik om iemand anders te bereik. En baie keer voel ons so insignificant. Ons voel so klein en dit voel so, ek het niks om te bied nie. En dis juist waaroor ek vandag met julle wil gesels. Moet jouself nie afskryf nie. Moenie dink dat God jou nie kan gebruik om iemand anders te bereik nie. Net so vinnig, en ek hou nie veel daarvan om daarna of daaroor te praat nie. Die doktersgraad waarmee ek besig is, die studies waarmee ek besig is, gaan eintlik daaroor dat God mense gebruik, gesinne gebruik, om mense te bereik. Jesus Christus is gebore in 'n gesin, hy het nie soos Thor uit die hemel uitgeval nie. God besluit dat hy in 'n gesin gebore gaan word. 'n Gesin met sy eie uitdagings, met sy eie storie, met sy eie vrae en vrese. En midde-in dit word Jesus gebore. God raak betrokke in ons lewens, en hy gebruik 'n gesin. God gebruik gewone mense. God gebruik gewone mense, en daarom wil ek jou vandag vra, wil jy nie jou hand opsteek om te sê, Here, hier's ek meld aan vir diens. Sê, Here, ek het nie veel om te bring nie, maar as ons dan mos nou aanmeld vir die Here se diens, dan is dit mos hy wat die werk doen. Dis net ek wat sê, Here, ek is bereid om dit te doen. Waarheen die ding gaan en hoe dit lyk, weet ek nie. Maar een ding weet ek, U is besig. En God het 'n manier om die momente van ons lewens te integreer in ons storielyn. God gebruik die goed waardeur ons gaan, dit skuur ons, dit skaaf ons. Dit berei ons voor en dit maak van ons instrumente in sy hand. Selfs die seer kry goed waardeur ons gegaan het. Die verleenthede wat ons moes face. Die uitdagings wat ons soms karnuffel. Al daardie dinge is besig om ons te vorm. Een van die mentors in my lewe was 'n man met die naam van Dr. Gert Horak. En vir hom besonder baie lief, en hy het altyd hierdie uitdrukking gehad, God maak alle dinge sy dienskneg. En as dit selfs die seer goed, die verleentheid, maar ook die momente, die groot goed in ons lewens,
wat die Here net 'n manier het om dit in te span, om dit tot sy eer te gebruik. Maar vandag wil ek ons uitdaag. Kom op daardie plek waar ons sê, Here, my ganse lewe, selfs die seergoed wat deur kom, die verleentheid wat daar al in my lewe was, wil ek vir U gee, want U maak van wonde wonders en van 'n verleentheid 'n geleentheid, om deur my te kom werk, om die harte en die lewens van mense te raak. Ek is so bly hierdie platform is nie hoog nie, net hoog genoeg sodat mense my daarom kan sien. Nie dat jy my eintlik kan miskyk nie, maar nou kan mense sien. Maar voorheen was daar so groot verwydering gewees tussen die predikante en die algemene mens, so asof ons nie algemeen mens was nie. Iemand wat baie van homself dink het nie baie gedink nie. And the titles are shields that weak men hide behind. Here, maar ek wil bruikbaar wees met selfs met hierdie ervaring, hierdie goed wat ek leer. Ek gaan nie oor die papiere teen die mure nie, maar oor hoe ek bruikbaar in die hand kan wees. En daai goed waaroor ek so skaam is, dit maak my op 'n manier approachable. Dit maak my op 'n manier vulnerable genoeg om te verstaan, maar ek kan met iemand gesels want ek kom uit dieselfde storie of ek het dieselfde tipe seer en dit maak my relatable. Nou probeer ek nie sê jy gaan probeer alles wat jy kan nie sodat jy relatable kan wees nie. Nee. Nou, ons moet uitverkoop en heilig aan die Here leef. Maar selfs daar waar die pap deur die vingers val, selfs in daardie geleenthede, in daardie oomblikke, begin jy en ek dalk 'n stuk broosheid leer, sodat ek nie my neus te hoog in die lug sal hou nie. Julle het gehoor van die 3 tannies wat op die kerk se stoep staan. En die tannies het maar so stil kompetisie. En dan stap 'n spinnekop oor die kerk se stoep. En die tannie wat 'n nuwe ring het sê, "Kyk, daai spinnekop." En die tannie wat nuwe oorbelle het sê, "Waar? En die tannie met nuwe skoene sê, "Kan ek kom trap? Kan ek kom trap?" Dis nie show business nie. Maar Here, hier is ek. Hier is ek. Gebruik dit. En deur jou lewe, as ons kyk oor 2025, ek weet nie vir julle hier in George nie, maar daar waar ons bly, waar ek nou vandaan kom aan Hartenbos, Mosselbaai, ek weet nie die jaar baie vinnig verby gegaan. Dit het net, ek sê vanoggend vir Helene, my vrou, sy sê, as hierdie week sal ons moet begin om die versierings in die huis 'n bietjie weg te pak, want daardie versierings, kersversierings se groot ding in my huis. Daar's kussinkies in snaakse goedjies in 'n klomp goeters. Dis ek van nee, moet dit nie uitpak nie. Die tyd gaan nou so vinnig verby, oor 2 weke is dit weer Kersfees. Jy weet so, ons nooi net nou niemand nie. So. Maar die tyd gaan so vinnig verby en die lewe gebeur. Daar's soveel goed wat in die lewe gebeur. En uit hierdie goedheid wat met ons gebeur, leer ons lesse. En daarom wil ek regtig vir jou sê, moenie, as jy terugkyk oor die lewe, die goed wat gebeur het, kom ons maak dit net in 2025. Goed waaroor julle net met mekaar gesels het. Want dit het Philip gesê moet ons doen. Vra, hoe was jou jaar? Wat het jy geleer? Wat het gebeur? Uit hierdie goed wat met ons gebeur, leer ons lesse. Dit maak dit ons baie keer motto's in die lewe ontwikkel. Baie keer kan daardie motto's 'n selfverdoemende profesie wees. Want ons sit met seer en swaar dinge in ons harte en ons het duur lesse geleer, maar dit maak ons skepties teenoor die mensdom. Dit maak dit ons nie wil uitleef na buite toe nie, dat ons mense nie wil vertrou nie. Maar uit daardie dinge wat met ons in die lewe gebeur, word ons tog gevorm en geskuur en geskaaf. En nou sê ek, Here, nie die lekker van my lewe nie, nie die mooi van die lewe nie. Here, al hierdie lesse wat ek leer in die lewe. Ek wil dit vir U diensbaar maak. Dit word soos gereedskapstukke in my hand. As ek dink aan oor my eie lewe, want ek leef net my eie leef, dan sien ek daar's 'n paar goed wat my in die lewe gebeur het. En ek het tot die slotsom gekom dat ek kan nie altyd keer wat met my gebeur nie. Maar ek bly verantwoordelik vir die gedagtes wat ek koester, vir my gesindheid, my gesprekke en my gedrag en my gewilligheid om genade te betoon. Dis iets wat ek geleer het uit die verloop van dinge in my lewe. In my lewe het ek geleer, ek is nie die totaal van ander se berekeninge nie.
Ek is die vreugde van God se skepingsvermoë. Nou dit het ek nie iewers in 'n boek gelees nie, dit staan dalk in 'n boek. Ek stry nie daaroor nie, maar die goed waardeur ek gegaan het my geleer dat baie mense het baie opinies. Ek het ook opinies. Jong, in 'n opinie. Soos nee sê, elke mens het een en die ding het gate in. Dis dikwels maar wat met opinies gebeur. Of is soos 'n onderarm, hy het 'n klankie. Daar's baie keer iets aan dit. Maar dit word gevorm deur dinge. En nou sê ek, Here, ek het vir myself geleer. Ek is nie die totaal van ander se berekeninge nie. Ek is die vreugde van God se skepingsvermoë. En in dit word my eie minderwaardigheid gekonfronteer. Want ek het met 'n groot stuk minderwaardigheid in my lewe vir 'n lang tyd in my lewe geleef. En dit het gemaak dat ek mense wou beïndruk. Om te wys ek het ook iets om te bied. Want die lewe het gebeur. Die lewe was en is 'n besige affære. En ek het gehoor dat mense goed sê en van my sê en oor my sê. En terwyl ek geweet het dat dit nie die waarheid is nie, het dit tog my selfbeeld afgetakel. My vrymoedigheid voor mense afgetakel. En op 'n manier dit wat die Here my gegee het om te doen, kom ons gebruik daardie uitdrukking op die backburner gesit. Ek het baie om te gee en ek baie om te bied, maar sê nou maar net, iemand sê iets oor my. En ek moes op baie plek waar ek sê, ek is nie die totaal van ander se berekeninge nie, ek is die vreugde van God se skepingsvermoë. Ek moes vrede met myself begin maak, en ek moes begin besef dat God het goed in my en in jou geplaas. Vanoggend toe ek wakker word, party mense staan op en is onmiddellik wakker, nie ek nie, ek staan op en dan vat dit 'n tydjie om wakker te word, en vanoggend toe ek opstaan en ek badkamer toe gaan, en ek voor die badkamer in die spieël vir myself kyk, kry ek weer so warm gevoel oor myself, vir myself. Toe sien ek my pens wat in die wasbak hang. Maar ek kyk na myself en ek begin besef wie ek is. En ewe skielik het 'n mens vrymoedigheid om voor mense te staan. Want ek is nie die totaal van ander se berekening nie, ek is die vreugde van God se skepingsvermoë. Daardie stelling is nie gebore in 'n hoogtepunt ervaring van my lewe nie, was in 'n seer ervaring van my lewe. En nou besef ek dat wanneer ek dit inspann in my lewe en dit gebruik teenoor ander mense, dat ek mense moet sien vir wie hulle is, ten spyte van waar hulle is. Want hier is die groot waarheid, God ontmoet ons ten spyte van waar ons is. En ewe skielik sien ons mense anders. Want as ek nie die totaal van ander se berekeninge is nie, is ander ook nie die totaal van my berekeninge nie. Kom ons sê dit nou maar vir mekaar. Ons kyk baie keer na mekaar nie, want by familiehuis is almal tuis. Dis 'n lekker naam. Dis 'n huis waar mense familie word. Dis wonderlik en dit is 'n pragtige naam en ons moet daarna toe uitleef. Anders moet ons die naam verander. Nee, verander leef ons alleen. Ek sê nie julle doen dit nie. Maar ons kyk soms na mense en die opinies wat ons het. Wat het Joyce Meyer gesê? The way you perceive me is the way you receive me. My opinies van mense kan baie keer dat hulle nie tot die volle gevolg of die som van wat hulle vir my beteken, hoe God deur hulle kan werk, dat ek dit kan ervaar nie. Want my opinie kategoriseer hulle. En nou begin ek besef, maar God gebruik alle mense. En wanneer ek begin besef dat uit my eie minderwaardigheid, ek op 'n plek was waar ek vir myself moes sê, ek is nie die totaal van ander se berekeninge nie, ek is die vreugde van God se skepingsvermoë, en so na ander mense begin kyk, word hulle 'n blessing. As ons nou sing, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, dan dink ek nie aan die dak oor my huis, oor my kop nie, en die brood in die broodblik, en die kar in die garage nie. Ek sien mense se gesigte, want dit is 'n seëning. Dit is 'n liggaam. So dit wat ek ervaar het in die lewe wat my gebeur het, in die universiteit van die lewe, en as ek dit koppel daaraan om 'n disipel van die Here Jesus Christus te wees, dan bring dit my op 'n plek waar ek kan sê, in my storielyn sien ek dat die lewe groter is as die dinge wat met my gebeur. En nou vra ek, Here, help my om nie vas te kyk teen die uitdaging nie vas te kyk teen die seer nie, of die verleentheid nie,
Maar om in die storielyn van my lewe te kan sien dat dit wat met my gebeur, die lewe is groter as dit wat met my gebeur. Want U leer my vaardighede aan. U verruim my hart vir mense. 2 Korintiërs 7 vers 2 sê, verruim jou hart, maak julle harte oop. To open your hearts again, enlarge them to take us in. Here, gee my 'n groter hart, verruim my hart. En as hierdie ervarings wat ons deur die lewe opgetel het, die wyshede wat ek geleer het, die motto's wat ek begin ontwikkel het, waarvolgens ek my lewe inrig, wat my help om my hart en my lewe vir mense te verruim. Sien net ek wat dit doen nie. Ons almal doen dit. En ek gaan nou nie alleen praat nie. Dis 'n redelike nuwe een. Ek hou daarvan om te praat. 'n Dokter kan nie gril vir bloed nie en 'n predikant nie vir praat nie. Watter ding het julle al in die lewe geleer? Uit goed wat met jou gebeur het, jy het nie nodig om vir ons die storie te vertel nie, maar watter motto's of stellings het julle al in die lewe opgeneem? Ek het nou so 1 of 2 van myne genoem. Die lewe is groter as wat met jou gebeur, ek is nie die totaal van ander se berekeninge nie, ek is die vreugde van God se skepingsvermoë, ek kan nie altyd keer wat met my gebeur nie, maar ek bly verantwoordelik vir die gedagtes wat ek koester, my gesindheid, gesprekke, gedrag en gewilligheid om genade te betoon. Wat se ding het julle nog hier tussen julle wat julle sê, wat uit omstandighede uitkom, wat uit omstandighede gebore is? Wie gaan gou die ys breek? Gou vir my een of ander motto of 'n wyse sê ding sê. Wie gaan dit doen? Dankie. Om die vlees neer te lê. Is jy getroud? Waar het jy dit geleer? Nee. Dis 'n belangrike ding om die vlees neer te lê. So ons is die sout van die aarde, maar ons peper mekaar partykeer so 'n bietjie. Dis 'n belangrike les, nê, om die vlees neer te lê. En daar's 'n storie wat agter dit is. Ons het nou oor die storie gesels, jy baie dankie, jy het die ys gebreek. Wie nog? Watter ding het jy nog? Yes. Ons sê vir mekaar hier ook gewoon dat dit maak nie saak hoeveel jy weet nie, dit maak saak. Nee, niemand gee om hoeveel jy weet nie, mense gee om hoeveel jy omgee. Pragtig. Mense gee nie om hoeveel jy weet nie, hulle gee om, hulle wil weet of jy omgee, nê, om jy kan connect. Dis die belangrike ding. Pragtig, ek hou daarvan. Om nederig te lewe. Om nederig te lewe. En dit het 'n storie. Ek dink dit kom uit iets uit. En in ons lewens neem ons hierdie goed op. Hoor nou die dag dat iemand sê, ou het 'n ding gedoen wat nie reg was nie, toe sê hy, daai is 'n verkeerd. Nou, interessant, en dit alles stories. Nou kyk ons, en julle het seker gewonder of ons eventually by die Bybel gaan uitkom. En dit moet ons doen, en dit gaan ons doen. En dan sien ek dat Paulus, aan die hand van Filippense 3 vers 14, ook een of ander les leer. Filippense 3 vers 14. Paulus gesels, en uit die belewenis van sy lewe, sê hy hierdie goed, en onthou nou, hy was in die gevangenis. Sê hierdie woorde, Filippense 3 vers 14, maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit wat na voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Net daardie een teksvers. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit wat na voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Gegee oor wat ons nou reeds gesels het, dan klink dit vir my soos 'n motto. Paulus is besig om vir ons te sê, kyk, hier's 'n ding wat ek geleer het. Hoor my uit, hoor my storie. En dan begin hy met hierdie verklaring en sê, maar een ding. Hierdie maar een ding is 'n gelaaide verklaring. Dit is so amper asof Paulus wil sê, hoor wat ek vir julle te sê het. Want hy noem baie meer as een ding in werklikheid. Maar hy wil ons aandag kry, hy sê, luister nou. Hierdie maar een ding dat my dink in die woorde in Psalm 27 vers 4, toe die psalmis gesê het, een ding het ek van die Here begeer. En dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou. Maar een ding. Ja, dis die ding wat ek soek, dis die ding wat ek begeer. Om daar te wees waar ek God se teenwoordigheid tasbaar kan beleef en ervaar, so net so mooi met die worship. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Prys die Here, dit is 'n pragtige song, maar om te beleef dat Jesus hier is, ons sing dit nie net, hy sê, een ding het ek begeer. Op 'n ander plek lees ons dat Jesus in Markus 10 vers 21 vir die ryk jongman sê, een ding kom jy kort. Weer 'n keer die een ding verklaar. Toe Maria en Martha Jesus in die huis ontvang het, sê Jesus vir Martha,
Een ding is belangrik, en Maria het gekies, wat ek nie van haar gaan wegneem nie. As ons dink byvoorbeeld aan daardie jongman wat blind was, wat Jesus genees het, toe sê, een ding weet ek is blind, maar nou kan ek sien. Petrus sê, een ding weet ons, dat 1000 jaar is soos een dag en een dag soos 1000 jaar. In hierdie verwagting en die afwagting van die heerlike koms en verskyning van ons Here Jesus Christus. Is een ding, en wat Paulus eintlik probeer doen in hierdie verklaring, is nie vir ons net spesifiek een ding te noem nie, maar om vir ons te sê, luister, maak oop julle ore, en nou sê hy rits goed, hy maak in werklikheid 'n ryk verklaring, maar wanneer hy sê maar een ding, dan sê hy het 'n eensstemmigheid rondom dit. Hy het 'n single-mindedness rondom dit. Hy het hierdie ding wat in sy hart leef. En eintlik is dit 'n klomp goed, maar die fondasie daarvan bied hy aan as een ding. Dis soos wanneer jy en ek vertel het, al die goed wat met ons al gebeur het. En as ons dit saamvat, dan sê ons, dis waarlik so. Die Here is goed en groot, getrou en genadig. Maar ons vertel 'n reeks goed. Sê die slotsom van dit alles is hierdie een ding. Maar eintlik is dit 'n klomp goeters. Maar ek is verenig in my hart rondom dit. Ek het 'n eensstemmigheid in my hart rondom dit. En dis wat Paulus wil hê ons moet hoor. As jy wanneer ons na ons lewens kyk, sê dan moet ek uit een mond uitpraat. 'n Dubbelhartige mens is onbestendig in al sy weë. Geen mens kan onbeslis en effektief wees nie. Maar is hierdie een ding. Is hierdie een ding. En dan sê hy, ek vergeet wat agter is. Ek strek uit wat na vore is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus. Hy sê, hierdie 3 goed is my fokus. Hierdie ding is wat ek in my lewe begin gebruik. Nou as ek daarna kyk en terwyl van ons saam gesels, gaan ek net 2 punte gee. Wat sê Paulus vir ons? Hy sê, maar een ding, sê ding wat belangrik is, uit jou eie storie uit is, hierdie een ding is, plaas die verlede in perspektief. Plaas die verlede in perspektief. My pa is in 2021 oorlede gedurende COVID. En ek en my pa was baie na mekaar gewees. Ek was besonder lief vir my pa gewees. Hy was baie maar. Baie. As ek en hy saam geloop het, het ons al lyk soos 10. Hy het die 1 en ek die 0. So ons was 'n gedigte span. En toe my pa oorlede is, op 17 Februarie 2021, toe vir so 'n oomblik is dit asof daar 'n stuk verwyd is wat my gryp. Want my pa het baie keer gebel, my pa het my Prikant genoem, en 'n paar ander name ook, maar kom ons bly by hierdie een. Hy sê, Prikant, jy nie 'n paar rand wat daar rond lê nie. In die eerste plek wetgeld wat rond lê. Maar as sou my pa bel en sê, man, is daar nie 'n paar rand wat daar rond lê nie. En dan het ek dit vir hom oorbetaal. En hy het maar sy eie dinge daarmee gedoen. En my pa kon 'n sigaret trek, het hy vlam maak soos 'n blou torch. En hy het maar 'n paar ander gewoontetjies ook gehad, want hy het baie keer 'n hoes by gekry. Dan moes hy hoes goed kry. En dan het ek vir hom gegee, baie keer het ek gesê nee, alhoewel ek geld gehad het. Want ek weet volgende week gaan hy my bel en vir my sê, Prikant, hierdie krag op hierdie meter is laag. En dan sal ek maar weer krag koop. En dan het ek geweet, ek gaan dit nie volgende week kan doen as ek hom vandag net hierdie sakgeldjie gee nie. En toe hy dood is, toe is daar hierdie oomblik wat ek my so verwyd, hoekom het ek nie elke keer vir my pa geld gegee as hy gevra het nie. En in daardie oomblik, en ek dank die Here daarvoor, is dit net dat hier in my hart en my gees opkom, plaas die verlede in perspektief, kry die konteks, en ewe skielik is die verwyd weg. Want ek het nie nee gesê omdat ek hom dit nie wou gun nie. Ek het nee gesê omdat ek geweet het volgende week gaan ek iets anders doen wat hy baie meer nodig gaan hê. In ons eie lewens moet ons leer om die verlede in perspektief te plaas. Hy wat in gister leef, sien nie die sonopkoms van môre nie. En om ons te rad en ons gemotiveer te kry vir dit wat vir ons in die lewe voorlê, moet jy en ek vir mekaar kan sê, hierdie seer goed het in my lewe gebeur, hierdie teleurstellings was daar, maar dit leer my sekere vaardighede. Ek gaan nie die gijslaer van my verlede word nie, ek gaan nie daarin vasleef nie.
Maar ek het sekere lesse geleer en ek wil daardie lesse met wysheid gebruik. Nie vanuit 'n plek van pessimisme oor die lewe, negatief oor die lewe nie, maar dit gee my 'n stuk wysheid en gee my 'n stuk insig oor die lewe. Nou wanneer Paulus sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, dan sê Paulus nie, hy gaan probeer om sy verlede uit te wis nie. Want is gewoon eenvoudig nie moontlik nie. Wanneer Paulus sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, dan sê hy, ek het 'n besluit geneem om nie die gijslaer te wees van dit waardeur ek al gegaan het nie. Nou in die konteks as ons nou Filippense 3 vers 4, 5 en 6 gaan lees, dan sien ons dis nie alles noodwendig so lelik nie. Behalwe dat hy die gemeente met 'n bose passie vervolg het, maar hy praat eintlik van sy credentials. Hy was 'n man van aansien. Daar was dinge waarop hy homself kon beroep. Daar's dinge waaroor hy baie trots kon wees. Hy kon so 'n bietjie rang trek. En nou sê hy, hierdie goeie goed wat my gebeur het, hierdie pragtige goed wat al met my gebeur het, hierdie goed wat my 'n naam gee onder my tydgenote, ek besluit liewer om dit eenkant te sit. Ek besluit liewer om lesse daaruit te leer en dit het my sekere vaardighede gegee, maar ek gaan nie toelaat dat dit die platform word waarop ek staan nie. Dit het my lesse en vaardighede geleer, maar ek is op daardie plek waar ek sê dat oorwinnings uit die verlede, prestasie en prestige, my nie 'n valse gerusheid gee met hierdie idee dat ek dink ek het gearriveer nie. En dit gebeur so maklik met ons. Maar ons dink dikwels dis net die seer goed wat ons lesse leer. En ons moet dit agter ons kry. Maar vriende, daar is goeie goed wat ook met ons gebeur, wat ons agter ons moet kry, wat ons gemaksigtig maak. Ag nee, ek het mos nou gearriveer. Solank jy asemhaal, beteken dit gewoon eenvoudig dat God nog steeds vir jou lewe 'n plan het. En dis nie om mense te irriteer nie. Dis om effektief in die koninkryk te wees. Effektief in sy werk te wees. Nie op baie plek te wees en sê, weet jy, ek het my innings gehad nie. Toe ek jonk was. En nou dat jy oud geword het, het jy moeilik geword. Nee man, is nie nodig om so te wees nie. Glad nie. Nee, ek is hier. Ek het vaardighede. Ek kan iets beteken. Die grootste gevaar wat ons miskien in die gesig staar, is daardie oorwinnings wat ons gehad het. Wat my op 'n plek bring, wat my dalk laat voel is dat, hulle kan nie eintlik sonder my nie, en ek het die opinie, gee my net 'n kans om te praat. Ek wil nie verder leer nie. Ek wil nie dieper in dit grou nie. Maar so interessant, die Here in sy werk en sy pad met my en in my huis en my lewe vir my gesê, Filip in 2025, is die woord vir jou dieper. Dieper, sê dieper. Ja, sê diep maak nie lawaai nie. Diep water raas nie. Dieper beteken om op 'n plek te kom waar jy die essensie van die lewe begin kry, want dinge kan so besig en so vol raak. Dit dieper. Dit is 'n plek van vergenoegdheid te kom. Is terme van my lewe, ons gaan ons nou nie daaroor praat. Maar ons moet versigtig wees dat die goeie goed wat met ons gebeur het, dat dit ons ook nie terughou nie. Sê ek het dit nou maar eenmaal gesien en dit is nou maar so. Paulus sê nee, maar een ding, ek vergeet wat agter is. Hierdie prestige, hierdie naam, hierdie dinge wat vir my gewerk het. Ek sit dit agter my. Ek gaan nie toelaat dat hierdie momente in my lewe 'n monument word wat my momentum breek nie. Kan ek dit weer 'n keer sê? Ek gaan nie toelaat dat hierdie momente in my lewe monumente word wat my momentum breek nie. Want die Here wil my steeds gebruik. En ek glo in ons almal se lewe het daar waarskynlik, hopelik, iets moois ook gebeur in 2025. Goeie goed, lekker goed. Ons kan nie daar kamp opslaan nie. Ons kan nie daar bly nie. Ons kan nie bly by Mara waar die bitter water soet geword het nie. Ons kan nie bly waar die water uit die rots uitgekom het nie, by Rafidim, ons moet nog verder reis. Ons kan nie kamp opslaan by Elim nie, waar daar palmbome en waterfonteine is nie. Want die bestemming is die beloofde land, wat oorloop van melk en honing, van die vettigheid van die Here. So al is dit 'n hoogtepunt, al is dit iets moois om te sê, dit was goed en was lekker,
Here, maar wat's volgende? Wat wil U hê moet ek doen? En dit het nie nodig om groot te wees nie. Die volgende kan tog 'n glimlag wees. Wanneer daar die vrou wat al so moeilik, deur moeilike customers van Johannesburg in die winkel hanteer was, want daar wil hy alles moet gebeur. Maar hier wil die tannie eers 'n bietjie gesels terwyl sy die ding scan. En uiteindelik is jy vriendelik daar en sê, "Hallo, hoe gaan dit?" Sy wil nie weet nie. Sê nee, ek wil weet, daarom vra ek. Ietsie kleins. Waarskynlik onbeduidend, maar dit maak 'n groot verskil. Nie vanuit 'n plek uit waar ek voel ek het gearriveer nie. Paulus sê dit so mooi in Filippense 1:6. Sê omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in my begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus Jesus. Hy is steeds besig. En ek wil sê Here, wees steeds deur my besig. Maar een ding sê Paulus, ek vergeet die ding wat agter is en ek strek my uit wat na voor is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Eenvoudig net. Hy sê ek sit wat my gebeur het, sit ek agter my en ek kyk vorentoe, maar op 'n bepaalde manier. Ek kyk vorentoe met 'n goddelike missie. Ek kyk vorentoe met hierdie woorde: Here, wat wil U hê moet ek doen? En onthou, ek kom met bagasie. Nie noodwendig swaar nie, maar ek het nou vir 55 jaar tot hier geleef. Ek het 'n paar dinge geleer, 'n paar dinge aangevang ook. 'n Paar goeie goed ervaar. En die guns in die hand van die Here op my lewe gesien. Ja, en ook sy genade beleef wat diep en groot en wyd is. Here, maar wat wil U hê moet ek vir U beteken in 2026? Ek vergeet wat verby is. En ek strek my uit wat na vore is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Paulus sê, ek gaan nie net deur die lewe drift nie. Ek gaan net kyk waar gaan ek uitkom. Nou hoor ek, hulle sê, as jy gaan swem, en een van daai strome in die see vat jou, ontspan net. Met my lak spoel ek in China uit. Daar's nie 'n manier dat ek gaan ontspan nie. Daar is nie 'n manier nie. Ek kan nie so leef nie. Go with the flow. Nie doelgerig wees, intentioneel, wil iewers uitkom. Nie in die proses mense vertrap nie, maar ek wil mense met my saamvat. Hy wat na niks mik nie, tref dit elke keer. Geen mens kan onbeslis en effektief wees nie. Ek het dit net nou genoem. So moet sê, Here, ek wil my lewe gebruik en al hierdie ervaring wat ek het. Here, ek sit dit agter my, gaan my nie aan dit vasleef nie. Ek het sekere dinge geleer, maar een ding, ek het dit geleer, maar nou wil ek my lewe vat en ek wil dit tot U eer leef. Of dit by die skool is, of dit by die kerk is, of dit by die werk is. Trouwens, dis waaroor die doktersgraad gaan. Om missionaal te leef. Om in te skakel by dit wat God besig is om te doen. Want hy werk in ons wêreld. Ek sien hoe mense by Jesus uitkom en hoe hy hulle lewens verander. Ek sien hoe 'n sagte woord die grimmigheid afkeer. Ek sien hoe die ervaring en die wysheid wat ek het mense kan help om aan trek te bly. Ek kan sien hoe die Here Jesus mense se lewens verander. Want God is besig, hy het nie van ons wêreld onttrek nie. Nou sê ek, Here, ek wil aanmeld en besig raak waar U besig is. Dan het ek nie nodig om te vra dat U dit moet seën nie, want waar U werk is daar seën. Ek strek my uit wat na vore is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Jare terug, toe ons in Vogwel in die gemeente was, het 'n tannie Stien, ek het daarvan vergeet, vir ons gesê, moet nooit dat mense wat dink dit kan nie gedoen word nie, in die pad staan terwyl jy besig is om dit te laat gebeur nie. Ek hou daarvan. Sê, om met 'n goddelike doel te leef, intentioneel te leef. Die lewe gebeur nie net nie. Wysheid, ervaring, kennis, dinge al gehad, maar ek leef nie vas aan dit nie. Dis gereedskapstukke. Dan kyk ek na Paulus se lewe. En dan sê hy in Handelinge 20 vers 24, en dit som sy lewe so mooi op, want hy het gesnap waaroor dit gaan en hy het met hierdie intentionele manier geleef, hierdie doelbewuste, doelgerigte manier geleef. Dan sê hy in Handelinge 20 vers 24, maar ek bekommer my glad nie. En ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. Sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus Christus ontvang het om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Kan julle hoor wat hy sê?
Hy kan dikbek lank gesig oor 'n klomp goed wees. Hy kan opgesukkel en moeilik wees. Ek weet nie of dit heeltemal kanseltaal was nie. Maar niemand het daarom gefrons nie. Ons praat Afrikaans behalwe as ons in die kerk is. Nee, daarom nie hier nie. Hoor wat sy sê, ek bekommer my glad nie. Ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. Gaan oor my gemak en my grief nie. Sien maar, dit gaan daaroor dat ek funksioneel en effektief wil wees. Ek wil missionaal wees, ek wil insluit by wat God besig is om te doen. En dit het juist daartoe aanleiding gegee, hierdie doelgerigtheid van Paulus het daartoe aanleiding gegee, dat hy in 2 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou, en daarom is daar vir my hierdie beloning by God weggelê. To live for the audience of one. Jy sien, dit het hom van die begin af geïnspireer, hy kon die einde van die begin af sien, en dit het hom gemotiveer, geïnspireer en hom laat oorgaan tot aksie. Here, ek gaan vir iets beteken. Ek het nie veel om te bied nie, maar in my hand word dit baie. Want dit was net 'n bietjie meel. Dit was dalk net 'n bietjie olie, was dalk net 'n herderstaf of 'n eselskakebeen of 'n slingervel. Maar wanneer ons dit aan God toevertrou, dan doen hy baie daarmee. 'n Bietjie is baie as God daarin is. Sê Here, ek gee dit vir U. Ek gee my storie vir U. Ek kom gee dit oor in U hand. En weet jy waar kom hierdie doelgerigtheid van Paulus vandaan? Wanneer hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit wat na vore is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dit kom van die begin van sy wedloop af. Want wanneer ons sy storie gaan lees, dan sien ons in Handelinge 9 vers 6 dat hy, toe op die Damaskuspad tot bekering gekom het, het hy vir Jesus gesê het, Here, wat wil U hê moet ek doen? Ek weet nou nie van julle nie, maar ek het baie planne. Baie. Ek like scheme. Ek hou van droom. Wanneer ons na mense kyk, dan plaas ons hulle in een van 2 kategorieë so min of meer. Aan die een kant het jy idealistiese mense, die dromers. Dis die ideale wêreld. En die ideale wêreld sal dinge so lyk. Hulle droom baie keer. En dan jy hierdie realistiese mense. Die feite mense. Ons het hulle albei nodig en ons beweeg iewers op hierdie lyn so tussen dit. Elkeen van ons is iewers een van dit en bietjie meer miskien van die ander as die ander een. As ek vir my vrou sou sê, of iemand sou sê, wat is 1 en 1? Dan gaan sy sê 2. Want 1 en 1 is 2. Maar vir 'n meer idealistiese mens, 1 en 1, well, maybe 11. Want as jy 1 het en 'n 1 het, is dit 11. Klink vir my in elk geval meer as 2. Ek is baie meer idealisties. Droom oor goeters. Raak weg in my eie denke. Vreeslik. Maar my vrou is net so. So as ons die dinge moet uitwerk, as ek vir alraai doen jy die somme. En ek kry somme net lekker. Dis wat die naaste wat ek aan somme kom, is somme lekker. Maar iewers ontmoet ons mekaar in die ding, want dis hoe ons lyk, maar nou sê ons Here in ons hele lewe, kom gee ek alles wat ek het, kom gee ek vir U oor. Met 'n goddelike passie. Here, wat wil U hê moet ek doen? En ons het al hierdie mense nodig, die dromers en die mense wat bietjie meer kan dink en meer inhoud in dit sit. Hoekom sê ek dit? In jou eie storie, maak nie saak waar jy lê op hierdie lyn tussen idealis en realis nie. Is dit hoe God jou gemaak het en hy wil jou so gebruik? Jy het dalk die manier om na mense te luister en jy kan jou vergryp in hulle storie. En dit maak jou 'n mens wat dieper verstaan. Iemand wat realisties is, luister meer met die oë daarop om te korrek. Idealistiese mense wil connect, wil die hart van 'n ding voel, sê, "Hi shame. Kan jy nou meer?" Ander sê, "Was jy stupid? Hoe kom jy dit gedoen? Kan jy nie dink nie? As jou kop skud, klink dit soos 'n baba rattle." Sê nee, jy moet spring uit jou brein settle. Dis realis. Ja, ander sê nee, ek wil maar net anders wees. Maar God wil ons so gebruik, is dit nie amazing nie? En ook wat hier gekom het, so nou sê ek, Here, wat wil U hê moet ek doen? En Here, ek is 'n package deal. En ek kom dalk met bagasie. Here sê, maak nie saak, jy kom net soos jy is. Dit is my so mooi dat toe hy sy disippels geroep het, aan Markus word daar gesê, en hy het hulle geroep wie hy by hom wou hê. Petrus, voortvarend. Johannes, liefdevol. Maar hy wou hulle hê. Want God wil jou gebruik om iemand anders te bereik.
En dit wat God besig is om te doen, is jy die een wat hy in gedagte het. Ek sluit af. Deur die normaal gewone verloop van ons lewens, wil God op 'n buitengewone manier deur jou ingrypende dinge in iemand anders se lewe doen. Vir jou lyk dit net, ag nee, dis net wat ek doen, dis net wat dit is. Maar as jy dit vir die Here gee, hy het die manier om dit te verander, om mense te raak. Dit was nie wasted years nie. Wanneer ek dit vir God gee, dan werk hy mooi daarmee. Dan vorm hy ons en hy skaaf ons. En die oorwinnings is nie, ek wil nie daaraan vasleef nie. Ek wil bruikbaar wees. Ek wil nie gemaaksigtig raak nie. God wil my gebruik, wil jou gebruik om iemand anders te bereik. So nou bid ek sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Met wie ek is, met my vaardighede, met my vermoëns en my talente, ook met my storie, my agtergrond. Weer 'n keer sê ek, want dit maak my relatable. Ek wil nie daaraan vasleef nie. Ek wil sê, Here, hier is ek. Dit is my so mooi, oom Paulus sê, in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem, om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Is dit nie verstommend, hoe God gewone mense, se gewone stories gebruik, om Jesus te laat skyn nie. Wat dit ook al was, maak nie saak nie. Ek is so bly, God gril nie vir Messi nie, vir deur mekaar nie. Sy genade is vir ons genoeg, en nou sê ek, Here, hier is dit. Maar ek sê dit daar, ek het sekere dinge geleer, maar nou wil ek vir U bruikbaar wees. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Ek wil inslot met wat U besig is om te doen, daar waar ek is. Miskien by 'n skool, prokureursfirma, miskien in die boubedryf. Maak nie saak nie. Here, hier is ek. Dit beteken nie ons wil iewers onder bome gaan sit en net stil sit in pyns nie. Wel, ek dink dit is ook belangrik om stil te word. Maar om deur die gewone verloop van die lewe die Here toe te laat om ingrypende dinge in my lewe en deur my lewe te kom doen, wat die lewens van ander mense sal raak. Kom ons doen dit. En dan aan die einde van die jaar is julle weer in ons lewe en ons is weer by mekaar en sê ons hoe die Here op 'n seemingly insignificant manier iemand se lewe geraak. Toe jy vir iemand gesê het, ag, hou net goeie moed, en die trane oor hulle wange begin rol en sê, weet jy, ek het dit so nodig gehad. Seemingly insignificant, maar ek's 'n vriendelike mens. En tog het dit iemand se lewe geraak. Sê, Here, maar ek wil my lewe wil ek inspa daar waar U reeds besig is. Dis missionaal. That's what it is. Jy het nie 'n graad nodig nie. Jy het nie papiere teen die mure nodig nie. Jy het 'n hart nodig wat aan die Here uitverkoop is. The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. And if it's God's will, it's God's bull. Die Here sal nie teleurstel nie. Kom ons bid. Ons sê vir U dankie vir die genade, vir die liefde. Dankie vir elkeen van ons se storie. Here, daar's momente en tye in ons stories wat ons rooi van skaamte laat. Daar's ander kere waar daar diep hartseer is en ons miskien vir onsself sekere voornemens in plek gekry het dat ons nooit weer A of B sal doen of die of daai sal toelaat nie. Ons dalk seer kry wat ons bang en skepties gemaak het. Maar Here, daar was ook mooi dinge, groot dinge, lekker dinge. En miskien het dit ons so 'n bietjie gemaaksigtig gemaak en ons miskien so 'n bietjie van 'n opgeblaaste idee van onsself gegee en nou wil ons nie aanmeld vir diens of beskikbaar wees nie, want op 'n manier voel ons miskien ons het gearriveer. En nou soos Paulus wil ons sê maar een ding, ek vergeet wat agter is. En ek strek my uit wat na voor is.
En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Here, ek wil wat U wil doen in my, met my en deur my om ander te bereik. Ek wil aanmeld daarvoor. Ek wil ja sê vir U plan vir my lewe. Ek wil ja sê, want ek weet deur my lewe kan U die lewe van iemand anders raak. Nie sodat ek die eer kry nie, maar dat U daardeur verheerlik sal word. En daarom so in die begin van die nuwe jaar in 2026. Ons weet nie, Here, wat ons gaan tref nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons weet, Here, dat niks met ons kan gebeur wat groter is as wie U in ons lewens is nie. Niks wat met ons in ons lewens gebeur is groter as die lewe self in sy totale som nie. En daarom sê ons vandag, net soos U wil, Here, waar wil U hê moet ons vir U betekenisvol wees? Hoe kan ons inskakel waar U besig is? Wat wil U hê, Here, moet ek doen? U sien ons vandag voor U. U sien ons elkeen raak. En U wil ons gebruik om iemand te bereik. En daarom, Here, is ons beskikbaar. Hoe U wil, soos U wil, waar U wil. Help ons om vandag te onthou wat ons sê. En help ons, Here, om so in oorgawe aan U te leef, maar in die verwagting dat U dit sal doen. In Jesus se naam. Amen.